Dit is uit die Woord Digitaal se Sondag erediens en dis my baie groot voorreg om vir jou baie welkom vanmôre hier by ons te sê. Hier is ons kinders van die Here wat lief is vir die Here, wat tyd saam met die Here wil spandeer en wil saam luister na sy woord. En my bede is dat die Here vandag deur sy Heilige Gees jou hart sal oopmaak en deur sy woord met jou sal praat, dat jy sy wil vir jou lewe kan ontdek. As jy vandag die eerste keer hier by ons inskakel, wil ons vir jou sê baie welkom. Ons glo dat jy tuis hier by ons sal wees. Hier by Uit die Woord Digitaal gee ons om vir alle mense en is vir ons 'n groot voorreg om die woord van God met almal te deel. Jy is baie welkom om in te skakel ook by ons daaglikse oordeenkings. Eerskomende Dinsdag die 9de Desember begin ons met 'n nuwe reeks wat handel oor die gelofte van 1838. En dit is 'n reeks daaglikse oordeenkings wat baie interessant gaan wees en jy is welkom om daarvan deel te wees. As jy graag wil deel word van ons WhatsApp groepe waarop hierdie oordeenkings uitgestuur word, kan jy net vir ons jou naam en jou selfoonnommer stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir elkeen se skenking en donasie om hierdie kanaal en hierdie bediening in stand te hou. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Daar is soveel mense wat 'n oop hand het vir die evangelie van Christus en uit dankbaarheid dra ons ook by dat dit versprei kan word en verkondig kan word die hele wêreld deur. Hier by Uit die Woord Digitaal gebruik ons ook skenkings en donasies om mense in nood by te staan en elke maand word daar duisende rande spandeer in diens van barmhartigheid. Maar ons deel ook Bybels uit en ons is betrokke by bejaardesorg. En jou donasie maak dit vir ons moontlik. Baie dankie daarvoor. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre is dit my bede dat die Here ons elkeen sal aanraak, dat ons sal praat deur sy woord en kom ons word stil voor hom en ons begin hierdie mooi geleentheid in sy naam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om hierdie mooi geleentheid in U naam te kan begin. Ons prys U want U is die enigste ware God. En ons loof U as Vader, Seun en Heilige Gees wat met sondaar mense soos ons bemoeienis maak. Dankie Here dat U ons persoonlik ken, dat U saam met ons op ons lewenspad wil wees en dat U deur die Bybel met ons praat. Open vanmôre ons harte vir U woord en bevestig self hierdie kosbare waarhede in ons harte en in ons lewens, sodat ons in die geloof versterk kan word en vir U kan lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre stil staan by 'n baie besondere tema. Nou ek glo dat ergens in jou lewe jy dalk deur baie moeilike omstandighede gaan en dan bid jy tot die Here. Asseblief Here, help my. Want ek weet nie meer watter kant toe nie. Ek weet nie wat die antwoord is nie. Ek weet nie watter rigting om in te gaan nie. En ek besef dalk maar as gevolg van verkeerde keuses of omstandighede wat buite my beheer is ek werklik nou hier in 'n krisis. Nou, vanmôre gaan ons saam lees uit die woord van die Here uit Psalm 37 en ons gaan net 2 verse lees. Dit is vers 23 en 24. En kom ons luister na dit wat die Here vandag vir ons vanuit sy woord leer. Dawid skryf: Die Here bepaal die koers van die mens, met wie se pad hy tevrede is. Hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Daar is tye in 'n mens se lewe, liewe vriende, wanneer jy dalk tot die besef kom: ek is nie waar ek moet wees nie. Iets voel nie vir my reg nie. Alles voel so deurmekaar. Dit voel vir my of ek nie op die regte plek is waar ek moet wees nie. Miskien het jy gedink jy het dalk al baie verder, moes al baie verder gevorder het met die lewe. Dat jy lankal jou doelwitte of jou suksesse moes bereik het en dit is nog nie daar nie.
Miskien dink jy moes teen hierdie tyd al in jou lewe antwoorde op jou lewensvrae gehad het. Of jy moes al die wil van die Here vir jou lewe ontdek het. Maar jy sien dit nog nie raak in jou lewe nie. En nou voel dit, jou lewenspad is dalk deurmekaar. Jou lewenspad voel dalk vir jou stikkend, of leeg, of onderste bo, of doelloos, of donker, of onduidelik. Jy weet nie waarheen om te gaan en watter rigting om in te slaan nie. Maar die Here wil vandag vir jou kom sê, my liewe broeder en suster, as sy kind, jy is presies waar die Here jou wil hê. Jy's presies waar jy moet wees. Want onthou, die Here is nie 'n God wat jou geskape het en jou op aarde gelos het en nou onttrek hy jou van hom nie. Hy is by jou. Hy lei jou. Hy is in jou situasie met jou. Ja, hy bepaal jou lewensrigting. Hy dui die koers aan. Daarom sê die Here vandag vir jou, my kind, jy is presies waar ek jou wil hê. Jy's presies daar waar jy moet wees. Nie omdat jou omstandighede volmaak is nie, maar omdat God se hand oor jou lewe is. En hy jou in die regte rigting stuur waar hy jou wil hê. Want jy is op pad na 'n einddoel wat die Here reeds vir jou lewe vir jou bepaal het. Nou Psalm 37 vers 23 sê, die Here bepaal die koers van 'n mens se lewe. Dit beteken, jou lewenspad is nie sommer net toevallig nie. Die seisoen waarin jy nou in jou lewe is nie 'n fout nie, al voel dit dalk vir jou so. Die deur wat tans toe is in jou lewe, is nie 'n ramp nie. Die verandering of die uitkoms waarop jy dalk wag, is om die draai. Dit is nie te laat nie. Die Here se leiding, geliefdes, is nie net vir groot oomblikke in 'n mens se lewe nie. Dit is vir elke dag, vir elke draai op jou lewenspad, vir elke styl opdraande wat voorlê en waarmee jy dalk besig is. En die Bybelse waarheid is, as jy in Christus is en 'n pad saam met hom loop, dan kan jy nooit op die verkeerde plek wees nie, want God is met jou. En waar hy is presies waar jy moet wees. Ons dink dat God se plan begin eers in ons lewe wanneer dinge reg uitwerk of wanneer dinge begin regkom in my lewe. Maar God werk reeds nou en elke dag in jou lewe. In die goeie tye, maar ook in die tye wanneer dit vir jou voel, alles is deurmekaar en alles is onderste bo. Jy verstaan dalk nie wat aan die gang is nie. Maar onthou, God is daar. Hy werk in jou en hy werk met jou. Weet jy, broeder en suster, as ons net na versekerde Bybelse voorbeelde gaan kyk, dan sal u presies verstaan waarmee God besig is. Kyk byvoorbeeld na die lewe van Josef, daar in die boek van Genesis. Hy moes eers in 'n put beland en daarna as 'n slaaf verkoop word. Hy moes in die tronk onskuldig beland, voordat hy as heerser van die hele Egipteland aangestel is. Die Here het hom voorberei vir hierdie groot en belangrike taak. Al was dit nie lekker vir hom nie. Die Here was by hom en die Here was besig om sy raadsplan tot uitvoering te bring. Kyk na die lewe van Moses. Hy moes vir 40 jaar lank skape oppas in die woestyn voordat die Here hom geroep het om sy volk uit te lei. En toe Moses 80 jaar oud was, roep die Here hom as leier van Israel sodat hy hulle na die beloofde land toe kon lei. Soveel jare wat hy moes wag. Kyk na die lewe van Dawid. Hy's as 17-jarige seun is hy gesalf as koning in die plek van Saul. Maar vir baie jare daarna moes hy vlug vir sy lewe, want Saul wou hom doodmaak. Hy moes wegkruip
Dit was moeilike omstandighede en baie jare daarna is hy eers in die plek van Saul koning gemaak. Kyk ook na die lewe van Paulus. Hy was 'n groot werktuig in die hand van die Here. Hy het baie dinge vir die Here gedoen. Hy was onverskrokke om die evangelie te verkondig, maar hy word onskuldig in die tronk gesit. En vanuit die tronk skryf hy wonderlike briewe wat vandag vir ons in die Nuwe Testament opgeteken is, sodat ek en jy ook as kinders van die Here daardeur versterk kan word. Dit was moeilike tye vir Paulus, maar die Here het hom voorberei vir 'n groot en 'n belangrike taak. Liewe vriende, God gebruik jou op die plek waar jy nou is, om jou karakter te slyp, om jou hart voor te berei vir dit wat aan die kom is, om jou geloof te bou en te laat groei, jou trots af te breek in jou eie lewe, jou afhanklikheid van die Here te leer en jou hoop op hom te vestig. Jy sê dalk vandag, maar ek sien niks in my lewe gebeur nie. Ek sien nie die hand van die Here nie. Wat is aan die gang? Waar is die Here? Maar God sê, ek bewerk die dinge binne in jou, al sien jy dit nie, al beleef jy dit nie. Wat later gaan gebeur, is nou belangrik, want ek berei jou daarvoor voor. Daarom moet ek en jy vandag as kinders van God bely. Ek verstaan nie alles nie, Here. Asseblief, Here, help my. Help my om U te vertrou. Help my om te aanvaar dat ek presies daar is in my lewe waar ek moet wees, waar ek verseker is waar U my geplaas het. En ek weet U het 'n plan vir my lewe. Psalm 37 vers 24 sê, dat al val 'n kind van die Here, dan bly hy nie daar lê nie, want die Here help hom op. En dit is weer eens 'n bevestiging dat almal van ons kan foute maak. Daar is niemand wat sonde heeltemal in sy lewe kan afskryf nie. Daar is geen manier dat jy nooit 'n fout sal maak nie. Een of ander tyd val enige een van ons. En nou kom leer die Here se woord vir ons dat jou mislukkings en jou foute en jou sonde of jou traagheid nie die Here se plan met jou lewe kan verander nie. Dit kan dit ook nie vernietig nie. Psalm 139 sê God, is die Here met al ons weë goed bekend. Hy het jou gevang, lank voordat jy gestruikel het. Hy het voorsien, nog lank voordat jy die tekorte gehad het. Hy het genade aan jou gegee, nog lank voordat jy gesondig het. Wanneer jy val, sê God nie, ek is nou klaar met jou nie, kom weg voor my aangesig nie, jy's nou uit my plan uit nie. O nee, wanneer jy val, gee hy Jesus Christus sy seun vir jou om jou op te help. Hy het die hoogste prys vir jou betaal om jou skoon te was van jou sonde en hy sal jou deurdra, want hy gee die volmaakte oorwinning. Hy kom sê, kom my kind, ek dra jou verder. Jy's presies waar jy moet wees, want God self is by jou, in jou, met jou en hy stuur jou in die regte rigting waarop jy moet wees. Dit kan wees dat die plek waar jy nou is, jou dalk afhanklikheid van God leer. Jou voorberei vir iets baie groters wat aan die kom is. Jou beskerm teen iets wat jy dalk nie nou kan sien nie. Jou te posisioneer vir 'n deur wat binnekort gaan oopmaak in jou lewe, wat groot seën en voorspoed vir jou kan bring. Jesus het nooit toevallig ergens in die Nuwe Testament op 'n plek opgedaag nie, toe hy sy bediening hier op aarde gedoen het nie. Elke dorp, elke ontmoeting met mense, elke storm waardeur hy gegaan het, elke uitdaging, alles was 'n goddelike afspraak. En omdat jy in Christus is jou lewe net so onder goddelike bestuur, onder goddelike beheer. Jou plek het 'n doel. Jou seisoen waarin jy tans is, het 'n betekenis. Jou wagtydperk
het waarde en is deel van God se plan vir jou lewe. Jy's presies waar jy moet wees in jou lewe, want God het jou hier geplant. God se hier, broeder en suster, beteken nie vir altyd nie, want dit is wat sommige mense dink. As dit nou sleg gaan, dan val ek in 'n diep gat en dan dink ek dit gaan vir altyd so wees. Nee, dis nie wat die Bybel ons leer nie. God se hier beteken nie vir altyd nie. Dit beteken net die Here het iets nuuts begin met jou en hy's besig met jou. Party se seisoene is daar vir groei. Ander seisoene is daar om gesnoei te word. Dan party seisoene is daar vir genesing. Party seisoene is vir herstel. Ander weer vir voorbereiding en party vir rus. Maar geen seisoen in 'n mens se lewe is ooit permanent nie, behalwe God se bystand en God se trou. Jesaja 43 vers 19 sê die Here, kyk, ek gaan iets nuuts doen in jou lewe. Dit spruit reeds op. God beweeg, God plant, God snoei, God herstel, God maak oop, God laat groei. En as jy jou oë op Jesus hou, my liewe broeder en suster, sal jy sien, waar jy nou in jou lewe is maar net 'n klein stukkie van die pad. Want God se perfekte plan is besig om te ontvou in jou lewe en stelselmatig gaan hy saam met jou hierdie pad loop totdat jy moet wees waar jy is. Jy voel dalk vandag, ek is totaal moedeloos. Miskien voel jy, ek kan nie meer nie, die lewe is net te moeilik. Miskien voel jy seer gemaak in jou lewe deur mense. Jy's dalk stikkend in jou hart. Miskien voel jy alleen. Jy's dalk vasgevang in 'n sekere situasie en jy weet nie hoe jy hier gaan uitkom nie. Jy roep vandag dalk uit, asseblief Here, help. Maar my liewe broeder en suster, God se antwoord vandag aan jou is dit. Jy is presies waar jy moet wees. Want ek is hier, sê die Here. En as God hier is, dan's nie een van ons verlore nie. As God hier is daar krag vir ons beskikbaar. As God hier is ons nie uit die pad uit nie, maar is ons besig om op die regte pad te loop. Dan is ons ook nie te laat nie, ons is ook nog nie klaar nie. Jy is presies op die plek waar die Here jou wil hê, waar hy jou kan vorm, waar hy jou kan lei, waar hy jou kan dra en vir jou gebruik. Daarom wil ek vandag vir jou sê, my liewe broeder en suster, vind rus in hierdie waarheid. God is by jou nou en vir ewig en altyd. Bring jou hart tot bedaring. Kom tot rus. Het God dan nie self gesê in Psalm 46 vers 11 nie, wees stil en weet, ek is jou God. Gryp vandag opnuut weer vas aan jou God en Vader, wat deur Jesus Christus die hoogste prys vir jou betaal het, wat lief is vir jou en wat jou nooit alleen sal los nie. Hy maak nooit 'n fout nie, ook nie met jou nie. Hy is in beheer van die wêreld, hy is in beheer van jou lewe. En mag jy vandag met oortuiging in die hart sê, Here, ek is presies waar U my wil hê. Doen met my wat U wil. Kom ons bid saam. Dankie dierbare Here vir hierdie wonderlike boodskap. 'n Boodskap wat ons rus gee in ons lewens en vrede in ons harte. U is ons Vader wat ons baie liefhet. U beskik oor ons lewe. U het 'n doel met elkeen van ons. Dankie dat U ons in die regte rigting stuur, Here. En dat ons nou op hierdie tydstip van ons lewe presies daar is waar U wil hê ons moet wees. Ons hou vandag met gelowige harte aan U vas. Wil U ons seën, wil U deur die Gees ons opbou in die geloof en ons versterk en oorspoel ons, Here, met U liefde en met U vrede elke dag.
Ons kyk met geloofsverwagting vooruit en ons hou die oog op Jesus gerig, die volëinder van ons geloof. En dankie dat ons in U liefde en in U beskerming elke dag kan lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dit was my wonderlik om vanmôre die woord van die Here met jou te deel. Ek bid vir jou, mag die Here vir jou seën, en as die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.